verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand, ek groet u vanaand op hierdie lieflike Sondag aand in die mooi naam van Koning Jesus. Jong, die tyd gaan so gou verby en voordat ons dit weet, gesels ons weer met mekaar en is dit altyd, ek sê dit altyd, want dit is net altyd een groot voorreg om iets vir die Here te kan doen. Soms is 'n mens maar half skrikkerig, wil ek amper sê, maar ons weet dat dit die Here is wat in en deur ons werk en dit is tog sy naam wat verheerlik word in elke boodskap wat ons bring. En glo en vertrou ek vanaand dat daar iemand sal wees wat gaan luister, wat nodig het om te hoor wat die Here vanaand vir jou wil sê. Want as die Here met ons praat, soms is dit vermaning, ander kere moedig hy ons aan en bemoedig hy ons. Soms versterk hy ons, maar in alles kry die Here al die lof en al die eer, en ek is net dankbaar dat ek, Desiree Gelvin, vanaand met jou kan gesels hier op Kruiskyk, en ek praat vanaand vanaf KZN af, hier vanaf Newcastle, van ons eie plekkie af, en ek weet dat jy en ek gaan vanaand sommer lekker kuier rondom die woord van die Here, en as jy jou woord by jou het, jy is miskien daar in jou huis, ja, jy kan nog steeds jou woord so bietjie nader trek, en saam met my lees hier uit Exodus 14 uit. Ek gaan net so 'n paar versgedeeltes lees, maar u is welkom om alles te gaan lees, en ek is seker u is bekend met die verhaal van Moses en hoe hy die volk uitgetrek het. Nou ek lees hier vanaf vers 8 vir ons. Hy sê, en die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek, en Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal, terwyl hulle in die laar gestaan het, by die see, by Pi-Hagirot, voor Baal-Sefon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op, en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan, en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Nou gaan ek hier na vers 13 toe. Hy sê, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Vers 16. En jy, hef jou staf op, steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Vers 22. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond. En die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. En toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters, die see in. Nou, hierdie is so 'n bekende gedeelte. Soveel prediking het al uitgegaan uit hierdie geleese gedeelte uit. Maar ek voel net vanaand dat hierdie 'n woord is vir iemand vanaand. Ons trek nou einde November, begin Desember en weet julle, die jaar is so te sê verby. Almal van ons kan getuig daarvan. Ja, jy wat vanaand kyk, kan getuig. Daar was moeilike dae, maar die Here het jou deurgedra. Daar was goeie dae en jy het gejubel en jy het gejuig. Maar hier is jy op die einde van die jaar so te sê, en kom ons, die mombakkies is af. Man, kom ons wees eerlik, ons is moeg.
Ons is moeg, baie van ons het mat geword, baie van ons is moedeloos, baie van ons is bevrees, bevange, want ons sukkel met 'n sekere ding en ons het dinge wat op ons pad is wat ons moet uitsorteer. En daarom lees ek toe vanaand vir jou hier uit Exodus uit, want sê die woord dan nie, dat die Here is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde nie. Sê die woord van die Here dan nie, dat hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. Dit wat die Here hier vir sy volk gedoen het, hulle kom uit hierdie slawerny uit, dit wat hulle deurgemaak het, die moeitevolle arbeid wat hulle verrig het, en tog sê die Here, kyk, ek sal voor julle uitgaan. En die Here sê vir hulle om te trek. En hulle kom in hierdie woestyn in, en die woord sê dat die Here self het die Egiptenare se hart verhard, sodat hulle agtervolg het. Hoekom? Want die Here sê dan iewers in sy woord vir jou en my, dat hy sal vir ons 'n tafel dek teenoor die aangesig van ons teestanders. Hier is hierdie Egiptenaars, is die teestanders van die volk van God. En ek wil vir jou vanaand sê, man, daar is niemand wat dit gaan vryspring nie. Ek en jy het 'n teestander, en sy naam is Lucifer. Sy naam is Satan, die duiwel, en ek gee hom geen eer nie. Maar die woord van die Here sê, dat hy is ons teestander. Maar dan sê die woord van die Here, hy gaan rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind. Maar die Here is so getrou dat hy sê, dat hy is voor ons wat hy uittrek, en hy is ook ons agterhoede. Ek sien in hierdie verhaal, dat te midde van alles wat hulle deurgemaak het, hoe hulle trek, en ek wil hê, dat jy moet hoor, dat die woord van die Here sê, hulle het deur 'n hoë hand, het hulle uitgetrek. Man, ek wil vir jou sê, al lyk die pad vir jou hoe styl vorentoe, al lyk die berg hoe hoog vorentoe, as jy weet, dat jy 'n verhouding met 'n lewende God het, en as jy weet, dat hy jou bron is, en dat hy jou toevlug is, en dat hy jou skuilplek is, dan sal jy ook weet, dat sy hand van beskerming, kind van God, oor jou is. Dan sal jy weet, dat sy sterke hand, daar is om vir jou en my te lei. En ons kom verder in hierdie verhaal en hulle sê dat hulle het bang geword en hulle het gesien hoe hierdie teestander agter hulle aankom. En hy sê, en daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Kind van God, ek wil vir jou sê, daar kom 'n tyd en dit is nou. Vandag as jy die stem van die Here hoor, dit is nou, hierdie tyd, hierdie oomblik, wat jy die Here moet aanroep. Jy sit in 'n penarie, jy's moedeloos, jy's moeg, jy's mat, jy kyk angstig rond, jy weet nie hoe jy hierdie jaar gaan uitmaak nie, jy weet dalk nie hoe jy jou huur gaan betaal nie, jy weet dalk nie hoe jy vir jou familie gaan sorg, dat daar kos op die tafel is nie, jy het dalk jou werk verloor, maar ek wil vir jou sê, as jy kan besef, jy's kind van God, as 'n hoër hand wat oor jou is, as jy kan vanaand besef, dat as jy die Here kan aanroep, te midde van jou omstandigheid, dat die Here sal vir jou 'n weg baan, in hierdie woestyn, hierdie kinders van die Here is in die woestyn, en wat gebeur? In hulle nood roep hulle na die Here. Ek wil net so terloops vir jou luisteraar vra vanaand, in jou nood, jou situasie waarin jy verkeer, na wie roep jy? Na wie soek jy? Na wie hardloop jy? Hardloop jy rond en bond, of weet jy dat hy is die toevlug? Hy is die Here jou God, die enigste een wat vir jou die see kan oopkloof, die enigste een wat by magte is om vir jou 'n weg te maak deur hierdie see wat voor jou is. Nou ek het gedink daaraan, ek is seker die meeste van u was al by die see, en as jy voor daai see gaan staan, of jy sit daar op die sand, en jy sien hierdie breë oseaan voor jou, dink nou, dit is wat hierdie volk natuurlik in die oog gestaar het. Hulle was hier op die sand in die woestyn, agter hulle was die vyand besig, he was busy closing in, you know, the enemy comes and he's busy closing in, en jy kom op 'n plek, en jy kan nie vorentoe nie, want hier is hierdie breë oseaan voor jou. Jy kan nie terugdraai nie, want die vyand is besig om jou in te haal. Maar nietemin, jy staan voor hierdie oseaan, en al wat jy sien is water. En jy sien nie die ander kant nie. Jy weet nie hoe jy gaan deurkom nie. Jy kan miskien 'n bietjie probeer en bietjie swem, maar jy gaan moeg raak, en dit gaan vir jou te moeilik raak. Maar is dit nie wonderlik om vanaand te weet, dat te midde van dit wat voor hulle lê, en te midde van
dit wat agter hulle is. Ons almal ondervind probleme. Ons is nie gevrywaar van stryd nie. Menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit die almal red hy hulle, is wat die woord van die Here sê. We serve the God of the supernatural. Hy is God almagtig. Daar is vir hom geen plan onuitvoerbaar nie. En die Here kom en wat sê hy? Voor ek dit sê, wat hy met Moses spreek, wil ek gou jou terugvat net so bietjie na Job toe, waar Job op die ashoop sit. Wat het gebeur? Hy sit in 'n ellendige, beklaanswaardige toestand, gestroop omtrent van alles, behalwe sy eie lewe. Hy's gestroop van sy skatte, sy rykdom, natuurlik sy kinders, sy vee, alles. Hy is gestroop. En nog boonop dit, is daar hierdie sweere wat sweer op sy liggaam. En die sig loop daar uit. Hulle sê dis 'n tipe van 'n elephantiasis en hy krap dit terwyl hy op die ashoop sit. Te midde van dit. Wat sê hy? Hy sê, maar ek weet dat my verlosser leef en dat geen plan is vir my God onuitvoerbaar nie. Ek wil vanaand vir jou sê, jy is nie eers op daai plek waar Job is nie, hoor, of waar Job was nie. Ek en jy gaan deur 'n bietjie trials and tribulations, dan wil ons die handdoek ingooi, dan wil ons moed opgee, dan wil ons die pad van die Here los, want die Here is nou nie hier om ons te help nie, en die Here sien my nie raak nie. Nee, ek wil vir jou sê, as jy weet jy behoort aan die Here, en jy het 'n verhouding met 'n lewende God, dan is daar 'n hoë hand wat vir jou sal lei, dan is daar een wat voor jou sal uitgaan, en daar die hoogte gelyk sal maak. Die Here kom en hy sê vir Moses, hy sê, Moses, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit. Nou vra ek vanaand vir jou, kind van God, het jy dalk vergeet dat die woord van die Here sê, hy het aan jou die krag gegee, hy het aan jou die autoriteit gegee, hy het aan jou die sleutels gegee om te sluit en te ontsluit. Dit is die autoriteit, dit is die staf wat in jou hand is en in my hand is. Maar jy sien, die vyand kom en hy verblind jou met jou omstandigheid. Hy verblind jou en jy sien nie dat jy hierdie staf eintlik in jou hand het. Hierdie woord van God, die waarheid wat vir jou sal lei. Hierdie woord wat vir jou sal deurkom op 'n bo-natuurlike wyse. Die vyand wil nie hê. Jy moet onthou om te kan sê, maar daar staan geskrywe en die woord van die Here sê, julle wie die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. En die Here sê vir hom, steek jou hand op, steek jou staf uit en natuurlik kloof die see oop. Man, ek wil vir jou sê, daar is niks vir jou en my onmoontlik nie. Nie omdat ek of jy goed is nie, but greater is he that is in me, greater is he that is in you, than the one that is coming against you and me. Die Here self sal voor jou uittrek. Die Here self is jou agterhoede. Ek sê dit time and time again op hierdie livestreams. Dan sê ek vir jou, dat die Here sê, hy sal jou nie begewe, hy sal jou nie verlaat nie. Hy is rondom jou. Hy is rondom jou, daai vuurige muur, en hy is die heerlikheid binne in daardie muur. Ek en jy kan net meer as oorwinnaars uit elke stryd uittreë. Maar kind van God, ek vra vir jou nou weer, wie roep jy aan? By wie gaan soek jy hulp? Na wie roep jy wanneer die dinge vir jou te veel raak? Of besluit jy, ag, dit is nie moeite werd nie, ek gaan maar net los, of ek gaan op my eie trant aangaan. Ek wil vanaand vir iemand op hierdie aand van Sondag aand wil ek sê, daar is verseker hoop. Sy naam is Jesus. Wat staan hier agter op hierdie skerm? Kan jy sien Jesus? Jesus is die antwoord. Jesus is die bron. Jesus is die een wat sal deurbreek vir jou en my. Jesus is die een wat ons kan uitruk soos 'n brandhout uit die vuur. Jesus is die een wat jou kan vrymaak. Jesus is die een wat jou kan genees. Jesus is die een wat jou situasie kan verander, wat die tafel in die woestyn kan dek. Sy naam is Jesus. Hy is die oorhand wat daar is vir jou en my. Kind van God, is die einde van die jaar. Moenie nou die handdoek ingooi nie, maar hoor hoe die woord van die Here vanaand na jou toe kom en vir jou sê, you've got one more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that you have to go through, leaving all your troubles behind. Moenie stres oor dit wat agter jou is nie, maar wees verseker, al lyk dit vir jou hoe donker, al lyk dit of hierdie see
waarvoor jy staan vanaand, vir jou onoorkombaar is. Jesus is die een wat vir jou die krag en die autoriteit gegee het om te spreek, en dit sal so wees, om te sê in die naam van Jesus, be thee removed, kloof oop situasie. Ek wil vir jou sê, dit is tyd dat ek en jy sal deurtrek na die ander kant toe. Dit is tyd dat ek en jy sal deurtrek na ons oorwinning toe. Sê God se woord dan nie in Jeremia 29 vers 11 nie. Daar is 'n hoopvolle toekoms wat hy vir jou en vir my beplan het. En as God sê dit vir ons beplan, dan is dit so. Hy sal nooit teruggaan op sy woord nie. En die vyand kom en hy sê vir jou, daar's vir jou niks wat voor lê mee nie. Gooi die handdoek in, gee moed op. Nee. Jesus sê, daar is hoop. Jy moet moed hou. Jy moet God soek in alle omstandighede. Bly getrou kind van God. Bly ingelid. Bly glo. Want Jesus Christus stel nooit ooit teleur nie. En ek wil vir jou graag lees hier uit Exodus 15 uit, nadat hulle deurgetrek het, natuurlik op droë grond, prys die Here. Daar is soveel mense wat sê, dit is onmoontlik en is fairy tales en al hierdie goeters, maar ek wil vir jou sê, die Here het in die nag daai wind beskik, en hy het dat daar die see oopkloof, en hy het natuurlik die grond droog gemaak. En wat gebeur toe hulle deurtrek, en aan die ander kant kom, en hierdie vyand natuurlik op hulle spoor is? Wat gebeur toe hulle ingaan? Toe maak die see toe. Die Here vat die probleem heeltemal weg. Die Here vernietig daai probleem heeltemal. Ek wil vir jou sê, jy wat in 'n finansiële verknorsing vanaand is, as jy God gaan vertrou, as jy God kan vertrou met jou alles, en ek wil vir jou sê, daar is 'n woord wat jy moet nakom. Die Here sê duidelik in sy woord, en ek wil nie praat oor finansies nie, maar dit is belangrik. Maleagi 3:10, die woord van die Here gee vir jou daar wat jy moet doen. Kind van God, gaan lees dit. Moenie die Here beroof nie. Jy moet iets sê om op terug te val en sê, Here, ek is getrou aan u woord, Here. Ek doen wat u van my verlang. Ek vertrou u met my finansies, Here. Ek vertrou u met alles wat in my is, en jy sal sien dat die Here vir jou deurkom, kind van God, en die Here vat hulle deur, en hy rig dit so dat hulle oorgaan, en die vyand word toegemaak onder die see, en sterf uit. Dat probleem is verby. Die Here is al een wat jou probleem heeltemal kan wegvat. Die Here is al een wat jou probleem heeltemal kan vernietig, sodat dit nooit weer voor jou deurgelê kan word nie. Maar wie roep jy aan wanneer jy angstig is? En wat gebeur op die einde van die dag? En ek lees dit vir jou hier in Exodus 15. Hy sê, toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing. En dit was wat hulle gesê het, ek wil sing tot eer van die Here. Want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see gewerp. Die Here is my krag en my psalm. En hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my Vader, hom sal ek verhef. Die Here is 'n krygsman. Here is sy naam. Hoor jy dit vanaand, kind van God? Die Here is my krag en my psalm. Is hy jou krag en psalm? Verseker, maar dan moet jy by hom skuil. Dan moet jy op hom vertrou. Dan moet jy hom soek terwyl hy te vind is. Dan moet jy hom aanroep terwyl hy hoor. Halleluja. En dan wil ek vir jou sê, wanneer jy deur hierdie saak gaan, deur jou situasie en deur jou omstandigheid, wil ek jou sê, hef jou loflied op, begin die naam van die Here groot te maak. When the praises go up, the glory of the Lord will come down. En ek wil vir jou sê, there's nothing like the anointing of Jesus Christ, wat elke juk sal breek in die naam van Jesus. Dis die salwing van die Heilige Gees, wat die jukke breek. En as jy weet dat jy 'n verhouding met God, en jy soek hom tydig en ontydig, en jy dien hom, al gaan dit opdraand, al gaan dit afdraand, dan weet jy verseker dat hy sal jou nie los nie. Hy sal vir jou deurkom. Halleluja. Ek hoop jy glo dit vanaand, want dit is die gebed van my hart, dat die Here vanaand vir jou sal deurkom op 'n bonatuurlike wyse. Here, baie dankie dat ons vanaand weet, Here, u gaan vooruit, Here. U het gesê u is met ons, Here, tot aan die volëinding van tyd. Here, seën elke luisteraar vanaand, Here, hulle wie moedeloos is, Here, dat hulle vanaand sal moed skep, Here, en sal weet, Here, nothing is impossible with God. Baie dankie daarvoor, Here. Amen. Ek groet u tot 'n volgende keer. Mag die Here vir jou seën, mag die Here jou behoed, mag die Here jou bewaar, en mag die Here vir jou doen hierdie week ver bo dit wat jy kan bid of dink. Totsiens.